Goeiedag en baie welkom by die eerste koffiekuier van 2026. Ek hoop dat hierdie vir jou 'n baie goeie en geseënde jaar mag wees en dat jy regtig net die Here se teenwoordigheid mag ervaar in hierdie jaar. Het jy voorspoedige nuwe jaar vir jou en dankie, dat selfs ons saam kan gesels oor die boek van Handelinge vandag. Dis opwindend. Ja, Een van my gunstelinge. ek hou baie daarvan. Dis 'n verhaal van die vroeë kerk en ons kan sien hoe die eerste gelowiges opgetree het en hoe hulle geloof op 'n baie praktiese manier uitgeleef het. Ametie, kan ek vra dat jy ook vir ons kan bid en dan Maak so. lees ons die eerste paar verse in Handelinge. Here, dankie dat ons so aan die begin van 'n nuwe jaar opgewonde kan wees oor die uitsig en die vooruitsigte van wat U ook saam met ons gaan doen en wat ons saam met U kan doen. Dankie Here dat ons ook hierdie boek Handelinge so aan die begin van die jaar kan saam lees. Goeie boek vir die begin van die jaar, die begin van die kerk en die Heilige Gees en die werking van die Gees. Mag ons ook bewus wees van die Gees wat elke dag saam met ons reis. Dankie Here dat ons kan vra dat U ook hierdie geleentheid en saam wees sal seën. Amen. Ek sal vir ons lees die eerste paar verse Handelinge 1 van vers 1 tot 8. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees dit sover. So dalk moet ons 'n bietjie gesels oor net waaroor gaan die boek van Handelinge. Wat is die doelwit van Handelinge? Ek dink is belangrik om hierso aan die begin te sê, soos wat ons sien in daai eerste vers, dat Handelinge loop saam met Lukas se evangelie. Lukas was waarskynlik die skrywer gewees daarvan, as ons die feite nou reg verstaan, en hy skryf dit aan Theophilus. Ons weet ook nie presies wie hy was nie, maar daar's mense wat vermoed dat hy 'n sponsor was vir Lukas om hierdie te skryf, dat Lukas dit vir hom geskryf het om half te verstaan wat oor Jesus aangegaan het en ja, oor die geskiedenis van die vroeë kerk. Ja, om in die antieke wêreld 'n tweeledige boek te skryf was groot. Dit is soos daai to be continued. En dit gee meer gesag amper aan Handelinge. Wat interessant is dat jy Lukas en Handelinge saamtel, dan is dit amper, as ek reg onthou, die grootste deel van die Nuwe Testament. Actually meer as wat Paulus skryf, wat vreemd is. Lukas was natuurlik die Griekse skrywer. So die enigste Griekse skrywer wat nie 'n Jood is in die Nuwe Testament nie. Hy's 'n mediese dokter. Mediese dokter in die antieke wêreld was 'n slaaf. Anders as vandag. Ons is vandag die dokters se slawe. Maar hy was 'n slaaf gewees en ons neem aan Theophilus het hom dalk besit. Maar daar's ook ouens wat sê Theophilus, of hoe jy dit ook al uitspreek, kan Theo wat God is en Philo wat liefde is, hy wat vir God lief is dalk, en dan sê party ouens, maar dit is dalk sê ons almal is vir God lief, so hierdie boek is eintlik aan ons almal gerig. Maar die groter kans is dat dit 'n persoon was wat die sponsor was en dat hy dalk dat Lukas 10:1 aan hom behoort het. Lukas word later Paulus se medewerker. En ons sien dit in die boek Handelinge. Van hoofstuk 16 af kom daar 'n swaai tot by 15 skryf Lukas in die derde persoon en dan van hoofstuk 16 af skryf hy in die eerste persoon wat sê maar hier klim hy nou saam op die boot. Nou is hy saam met Paulus gewees. En ja, so Lukas skryf, as mens die evangelie van Lukas lees, dan sien mens Lukas het 'n fyn waarneming as hy skryf oor mense wat seer kry, wat ook al, het hy definitief 'n ander inslag. En omdat hy ooggetuies gebruik, nie self daar was nie, omdat hy gaan navorsing doen daaroor,
het hy partymal vir my 'n groter en 'n breër uitsig, want hy kry 'n klomp ouens se insette en dan gaan skryf hy die boek. In elk geval Lukas en in Handelinge is hy deel van die proses. Maar Lukas definitief een van ons die skatte van die Nuwe Testament wat hy vir ons hier kom neersit. Ja, en hy skryf ook baie oor meer in sy eie evangelie, maar oor ek wil sê randfigure, mense wat eenkant is, mense wat in die samelewing nie hoog geag was nie. Daar's 'n fokus op dit en ek dink ons sien bietjie van dit in Handelinge ook. In die begin van die vroeë kerk, hulle was uitgestoot geweest, hulle was nie altyd baie populêr geweest nie. Mense het gedink hulle is vreemd en klomp dinge begin politieke goed, maar hulle het hulle ding gedoen en dit was mooi. Ja, ek dink die feit dat hy self 'n Griek was, sê ook dat hy dalk bietjie ook op die rand gestaan het aan die begin voordat hy ingenooi is. En Handelinge wat ons nou toevallig het ons gister met die kinders wil Theodor iets weet van Acts en Acts is Handelinge en hy sê is Acts, ek sê my kind is dieselfde Acts Handelinge. maar soos Jakobus en James, dit maak my altyd so te mekaar. Ja, ek bestadium met Engelse mense in die gemeente gesê as jy uit die boek uit lees, sit nie die Engelse hakies by want ons weet nie noodwendig altyd as jy by klaagliedere en daai goed kom nie. Maar die Handelinge van die apostels, maar eintlik kan mens ook sê dit is die Handelinge van die Heilige Gees as mens oor Handelinge kom praat, want dit is so half die werking, die afskop van die Heilige Gees en die uitstorting en as Lukas klaarmaak, die evangelie Lukas klaarmaak, is dit so half 'n cliffhanger want Jesus is nou wat gaan nou gebeur? En dan sien mens maar hier gaan Jesus se werk voort in hierdie boek wat dit 'n baie handige boek maak om te lees. Ja. Iets wat vir my interessant is oor Handelinge, veral in kerke vandag en ek sal ook graag hoor wat jy dink daaroor. Maar baie, ek wil sê meer aan die charismatiese kant van kerke, probeer mense om hulle sê ons moet 'n Handelinge kerk wees. Ons moet presies wees soos wat daai kerk was, waar my verstaan is nog altyd Handelinge is die boek beskryf hoe die vroeë kerk was, maar dit beteken nie elke kerk hoef presies te wees soos wat die kerk in Handelinge is nie. Maar ek dink dis 'n natuurlik moet ons leer daaruit en moet ons die basics van wat hulle gedoen het en hoe hulle geloof uitgeleef het met ons in ons konteks ook toepas, maar beteken nie noodwendig ons moet presies as kerk wees soos wat hulle is nie. Nee, ek lag want as mens met Handelinge begin, net in die begin is jy met Ananias en Safira besig wat jok en dan slaan een mors dood neer. So dis is nie as wie kerk en Handelinge vlekkeloos was nie. En as jy net 'n bietjie verder is, dan kry Paulus moeilikheid en roep hulle hom in en daar's die eerste sinodale vergadering want Paulus breek die reëls en hy eet offervleis en hy nooi mense in wat nie besny is nie en dan is hy in groot moeilikheid. Want hier's nou die reëls en dit word gebreek. So Handelinge, soos jy sê, ons leer daaruit en ons daar's groot skuwe wat gemaak word. Prof Jan van der Walt het altyd vir ons in die klas gesê dat daar nooit weer soveel skuwe sal wees. Sulke groot spronge sal nodig wees soos wat die ouens in Handelinge moes maak om aan te pas by die evangelie nie. Om die besnydenis agter te los, om daai skuwe te maak nie. Maar die kerk in Handelinge is nie sonder sonde nie, want dit is nie sonder mense nie. So ons kan baie by hulle leer. Ek dink hulle is braaf, hulle vat groot spronge, maar as mense en hulle beklei onder mekaar en hulle stry onder mekaar oor wat's reg en wat's nie reg nie. En wie se belangrikste is die hoofsentrum nog steeds Jerusalem en hulle maak die reëls met die ouens wat die werk doen. Dis mos maar vandag nog steeds so. Die ouens wat daar sit en vergadering hou, hulle het al die slim planne en die ouens wat op die vloer werk, hulle weet die lewe werk nie so nie. En so ek dink Handelinge is maar net 'n weerspieëling van hoe dit vandag nog in die kerk gaan en dat ons verskil en ek dink wat Handelinge mooi maak is dat hulle dit oplos en dat hulle goeie besluite neem en dat hulle in vrede later uit mekaar uitgaan, maar nee, wat Handelinge is maar net kerk, dit is maar net mense. En ek dink wat ons ook sien en ons sien dit baie hierso in die eerste paar verse, is hierdie ding van die verwagting oor die disippels gehad het dat Israel as nasie gaan gevestig word, maar eintlik het God wat ons in Handelinge lees wat hy sy koninkryk begin al vestig hier op aarde, dat ons sien dis iets anderste as wat ons
wat ons dink. Dit gaan nie oor politieke Israel soos wat Jesus se disippels gedink het nie, maar dit gaan oor God se koninkryk wat deurbreek op aarde. En dat dit dan baie wyer gaan as net een mensegroep van die Jode. Ons sien dat Paulus en al sy sendingreise wat ons hierso sien en die werk wat daar gedoen word onder nie Jode ook en so. Dat God se koninkryk is 'n groot fokus in hierdie boek. Definitief en ek dink as ons daaroor praat is oor die uitverkore of Jerusalem of Israel, dan in die Ou Testament is die volk Israel uitgeroep. En hulle is uitverkies en God stap 'n pad saam met hulle. En ons moet heeltyd bewus wees dat God nie net in Israel werk nie. God werk ook rondom Israel en ons sien dit in baie voorbeelde. Ons sien dit as mens Daniël lees, dan sien mens daar gebeur goed rondom dit. As mens Genesis lees, dan sien mens daar's iewers te ontmoet Abraham iemand en dan praat hulle van God en daar's werkinge rondom Israel. Maar God ons leer Israel se storie, want dis die storie waarmee God sy storie vir ons vertel. En dan kom ons in die Nuwe Testament en na die evangelies is daar 'n nuwe Israel. En die nuwe Israel is uitverkies soos wat die ou Israel uitverkies word. En hier is mos nou, maak jy 'n kan wurms oop, want wie's uitverkies en wie's nie uitverkies nie. En as jy nie uitverkies is nie, gaan jy dit maak nie saak wat jy is nie. En Andrew Koenig het altyd gesê dat as jy die nuwe Israel is presies uitverkies soos die ou Israel uitverkies word. Dit beteken nie God werk net in die nuwe Israel nie, hy werk ook rondom die kerk. En die nuwe Israel het presies dieselfde opdrag as die ou Israel wat Abraham kry. Jy's geseën om te seën. Ons is geseën om te seën. Ons is deel van die nuwe Israel. Ons moet ander mense gaan seën in ons werking is en ons sien dit. Hier het ons dit nou gelees, hulle word uitgestuur na Jerusalem, Samaria en die uithoeke van die wêreld. So die nuwe Israel is uitgekies om te gaan sendingwerk doen. Nie omdat net hulle word gered nie, maar dis dieselfde terminologie as wat ons kry in die Ou Testament en dis dieselfde werking wat ons kry in die Ou Testament. En so baie kere hoor mens nog steeds dat ons sien maar party mense is uitverkies en ander is nie uitverkies nie. En die wat nie uitverkies is nie, gaan dit nie maak nie. Maar dit is 'n verdraaiing van wat die Nuwe Testament kom sê. Ons moet oor die Nuwe Testament uitverkiesing dink, soos wat ons oor die Ou Testament uitverkiesing dink. En as mens oor die Ou Testament uitverkiesing dink, dan weet mens, dit was altyd breër as Israel. Ek meen, dis daar waar dit begin, sê dit, en hier sê dit ook. So, dan is daai apies sommer ook uitgejaag, wat mense mekaar mee bang maak. Daar's vir my altyd, daar's nie vir my hoop in daai. As mense sê nie, seker is uitverkies en ander is nie uitverkies nie. Nee, en ek dink ook, ons hou daarvan om, daar's 'n teologie van vrees wat partymal verkondig word, en die uitverkiesing is een daarvan, is om vir mense te sê, maar hoe weet jy is uitverkies? Terwyl Jesus keer op keer, en Paulus keer op keer sê, maar jy kan weet dat jy God se kind is. God het jou gekies, jy is sy kind, hy is vir jou lief. Jy kan weet dat jy die ewige lewe het, jy wat in die seun van God glo. Dit is 'n vaste sekerheid. Dis nie, wat van as ek nie uitverkies is nie. As jy uitgekies is, moet jy gaan werk. So dit eintlik bietjie meer werk as wanneer jy nie uitgekies is nie. So. Dis 'n groot verantwoordelikheid amper meer. So dis die inleiding van Handelinge. Ek's baie opgewonde oor hierdie boek, dat ons bietjie saamkuier en koffiekuiers hieroor in die volgende paar weke. Om te sien hoe die vroeë kerk dit gedoen het, wat ons by hulle kan leer en hoe ons ook ons deel van die storie kan skryf hierso in 2026. Wat interessant is, my laaste woord is dat daar 'n ou gaan ou wat glad nie geglo het nie, agnostikus wat gaan die boek Handelinge gevat het en gaan navorsing doen en sy uitsluitlike doel was om te bewys dat die Bybel nie waar is nie. En hy het na Handelinge gaan navors en alles wat hier staan kon hy in vandag se tyd wetenskaplik bewys en feite daarvoor kry. En daarna was hy 'n gelowige om te sê, maar Handelinge is actually, soos dit daar geskryf is, so dit gebeur. Dis geskiedenis. Ons hoef nie daaroor te wonder en te twyfel nie. So Handelinge is 'n baie spesiale boek. Opgewonde. Dankie. Ons afsluit met gebed. Dankie. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, dankie vir u liefde en vir u genade. Here, dankie dat u vir ons die storie van die vroeë kerk gee. Here, dat ons uit hulle storie mag leer. Here, dat ons mag leer uit hulle pad wat u met hulle gestap het, Here. Ek bid soos wat
U hulle gelei het, Here, sal U ons ook lei en help ons om uit hierdie boek meer van U hart te leer vir ons as individue, vir ons as gemeente en vir ons as die kerk in Suid-Afrika en die wêreld. Here, help ons om 'n lig te wees en om gehoorsaam te wees in dit waarvoor U ons geroep het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.